Ja, Here, ontvang dit. Ons is dankbaar vir alles wat U vir ons gedoen het. Elke liewe dag wat ons lewe is genade. Elke ervaring, elke nuwe seisoen in ons lewens is net genade. En ons is dankbaar daarvoor. Goeiemôre, dit is lekker om julle te sien en ook 'n voorreg om julle weer te kan bedien en vandag moet ons wikkel. Ek het 'n brief gekry tydens die 7 kerke, was daar iemand gewees in die gemeente wat 'n baie besonderse brief geskryf het en eintlik my gevra het, wat is my opinie rondom once saved, always saved? En hulle ervaring is dat dit is baie negatief. Ek dink vir hulle was dit 'n oortuiging dat wanneer mense hierdie oortuiging vat en neem, is dit asof hulle goddeloos begin raak. En hy wou my opinie gehoor het oor dit. Wat is my ervaring? Wat is die belewenis? Want daar is soveel bewyse in die skrif ook wat mens moet oortuig dat jy moet volhard en jy moet getrou bly en tot die bitter einde toe ongered te kan wees. En dit was 'n diep epos gewees. En hy was challenging geweest en dit is 'n goeie ene vir ons ook. So moet asseblief nie weer 'n e-pos stuur nie. Ek spot so. Is 'n noodsaaklike ene. Dit was net 'n grapie, maar dit is 'n regtig baie goeie ene en ek dink baie mense worstel met hierdie gedagte van wat is dit? Kan 'n gelowige, 'n wedergebore kind van die Here sy verlossing verloor, sy saligheid verloor? En ons gaan dit vandag probeer antwoord. Maar hierdie persoon is heeltemal reg. Jy kan nie die teenoorgestelde pole kan nie albei reg wees nie. En so daar moet 'n reg en 'n verkeerd wees in die skrif. Jy weet, as ons byvoorbeeld sê eenmal gered, altyd gered op 'n manier wat verkeerd is, dan gee dit mense die reg om in hulle sonde te bly. Hulle is nie intentioneel nie. Ons het dit al baie gesien ook. Mense laat gaan net. Hulle val uit mekaar uit, maar hey, ons is gered en ons is daar. En hulle lewe nie in die vrees van die Here nie. Daar is glad nie konsekwente nie. Daar's glad nie gevolge nie. Dis nie, hulle gaan aan en hulle hou vas aan hierdie ding want ons is gered en ons kan nou pretty much maak met ons wat ons wil. Vir daardie mense wil ek sê dat die evangelie erken nie daardie tipe genade nie. Die genade wat ons ontvang om ons te verlos en te red, is die genade wat God in ons harte en ons lewens uitstort om ons radikaal te verander. Verander ons heeltemal. En so iemand wat so tipe geloof of genade vashou, pas op, dit is 'n goedkoop genade wat die skrif nie erken nie. En aan die ander kant is dit ook so dat jou redding hang nie af van elke dag se krag en uithou vermoë en deursettingsvermoë wat jy weet hoe goed jy doen op grond van dit word jy nou gered nie. Want dit maak dit ons natuurlik mense ook in 'n vrees indryf want nie een van ons is volmaak nie. Almal van ons struikel en worstel en het moeilike seisoene en uitdagings. En dit maak dit dan aan die ander kant baie moeilik as ons sê, wel okay, once saved, always saved. Dan is ek verlos van werke, maar ek het werke nodig om myself te red en so aan. So daar is 'n spanning tussen die twee pole en ons moet probeer by die waarheid uitkom, want baie mense het hierdie vraag en hierdie is natuurlik 'n uitdaging in baie gemeentes, want daar is gemeentes wat sê, ja, jy's gered, jong. Dis so. So kom ons gaan na die Ou Testament, want hulle begin by die Ou Testament en verwys na 'n klomp karakters in die Ou Testament, wat goed is, want onthou, 1 Korintiërs hoofstuk 10 maak dit baie duidelik, dat ek en jy, ons het die verantwoordelikheid om te leer uit die foute van die ouens in die Ou Testament. Sodat ons nie dieselfde gedragsprobleme en sondige probleme herhaal nie, dat ons nie dieselfde rebellie stap as wat daai ons gestap het, wat hulle eintlik 40 jaar in die wildernis ingehou het nie. So ons wil leer uit hulle foute uit. Ons wil nie dieselfde foute herhaal nie. En daarom begin ons dan nou op daai plek waar die persoon verwys na Kain, wat deel van die eerste familie van God of mens op aarde was. En nou hoe Kain weggeval het en hy verwys na Lot se vrou wat in 'n proses waar hulle gered word en uitgelei word en die Here wat hulle so genadiglik spaar en Here sal jy Sodom en Gomorra vernietig as daar 50 regte mense is? Nee, ek sal nie. Okay, wat van as daar 30 is? Nee, ek sal nie. Wat van as daar 10 is? Nee, ek sal nog steeds nie. En dan
net op die ou einde, wanneer hulle agter daardie engele aanstap, dat die vrou omdraai en sy verander dan natuurlik in 'n soutpilaar, 'n verwysing van iemand wat hulle saligheid verloor het. En dan natuurlik koning Saul, wat die Heilige Gees wat gehad het, die Gees van die Here was op hom gewees, en die bewys is daarso, die Gees van die Here het hom verlaat. En hy het so laag geëindig, dat hy op 'n plek geëindig het, waar hy 'n waarsêer raadpleeg om hulp, en dit is so desperaat, en dis so diep en ver hy geval het. So al hierdie goeders wys dat, Jessie, om te volhard is 'n ding, want anders gaan jy nie die ewige lewe beerwe nie, jy gaan nie die koninkryk en die poorte van die hemel ingaan nie. En jy moet vashou, en jy moet endure. En Jeremia 31 vers 31 is so belangrik, en vers 33, hy sê daarso, kyk daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n verbond sal sluit. Ek sal my wet in hulle binneste gee, en dit op hulle harte skrywe, en ek sal vir hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. So jy moet verstaan, die Israeliete tot en met voor Christus, as jy in Christus, as jy Israeliet is, en jy's net gebore, dan is jy outomaties deel van die verbond wat God met Israel gesluit het in die Ou Testament. Jy is outomaties deel van daardie verbond, en as jy van 'n ander nasie was, en jy het of jy was 'n slaaf gewees vir die Israeliete, en jy het tot 'n openbaring gekom dat hierdie is God en hy is God alleen, dan het jy jouself besny, en dan was jy deel gewees of deur geboorte of die besnydenis, is jy dan deel gewees van hierdie verbondsvolk. Maar jy moet verstaan dat Paulus kom en hy maak 'n radikale stelling, en hy sê nie almal wat Israel is Israel nie. Met ander woorde, jy kan deel wees van die uiterlike verbond, maar innerlik is jy nie deel van Israel nie. En nou Romeine 9 vers 6 sê dan hierdie ding, want nie almal wat van Israel afstam, is werklik Israel nie. En ons kyk byvoorbeeld na Kain wat 'n broer gehad het, Abel wat met oorgawe die Here passievol aanbid het, en albei staan in die teenwoordigheid van die Here, albei hoor die instruksie van die Here, dit is wat jy doen om jou sonde vergewe te kry, jy slag iets, die bloed moet gegiet word, daar moet iets geslag word, albei broers hoor dit, elke ou moet iets slag vir sy eie sonde, en dan sien jy wat gebeur, Abel bring en doen dit wat die Here behaag, Kain doen sy eie ding. So in sy hart, alhoewel hy deel was van die uiterlike verbond, deel was van dit wat die Here beplan het, in sy hart was hy rebels teenoor God. En dan sien jy wat gebeur met daai rebellie. Hy voel, die Here is nie in sy noppies oor my nie, God aanvaar my nie, God ontferm hom nie, maar dis nie waar nie, God ontferm hom oor Kain. Kain, hey, sonde wag by die deur, dit klop, dit wil jou verslind, soos 'n leeu. Sin is crouching at the door, waiting to destroy you, to devour you. En hy kry die waarskuwings van die Here af. Die Here roep vir hom in daardie oomblikke en sê, hey, draai na my toe, repent, tipe ding. Maar hy doen nie. Hy doen wat hy wil. Soos hy wil. En dan sien jy daai gesindheid, hoe hy dan jaloers raak in sy broer, dan is dit die eerste keer dat iemand moord pleeg. Saul byvoorbeeld het die Gees ontvang, hy's gesalf deur Samuel, wat amazing was, en die Gees van die Here kom op hom. Is alles daar so om 'n doel, om 'n mandaat te verrig. Maar in die proses, selfs met sy ervaring met God en met Samuel, is dit nie genoeg om sy hart te verander nie, want alles wat hy doen, en natuurlik sien ons dit by die val, sy val, sien ons dat alles het gegaan oor sy beeld, en sy koninkryk, en wat hy wil doen en bereik. En so sien ons, daar was nie transformasie nie, hy het sonde gebly in sy hart, alhoewel God vir hom geruime kere geleenthede gegee het. In Exodus 32 sien ons daar sal die Here dreig om die ouens wat gesondig het, wat die goue kalf aanbid het, om hulle name uit sy boek uit te vee. En ons sien natuurlik Moses is net te lank weg in die teenwoordigheid van die Here, 40 dae en 40 nagte te lank, en hierdie ouens raak jekkerig en krapperig en ongemaklik en alles, en hulle sê, hey man, kom ons kry, elke ou is verantwoordelik om so 'n bietjie goud te gee, en dan kom ons maak vir ons 'n God, man, dan sê ons sommer, dis die ene, is hy hierdie ene wat ons uit Egipte uitgebid het, of gebring het, en om ons aanbid hom. En dan sien die Here praat wel klaar met Moses daarbo en sê, daar's moeilikheid in die kamp. Here, wat nou weer?
En dan sien jy die proses, en dan sien die Here wat aangaan, en Moses sien, en dan gaan Moses en hy tree in voor die Here en sê, asseblief Here, vergewe tog hulle sonde. As dit nie kan nie, as U nie hulle sonde kan vergewe nie, moet U my naam uitvee uit die boek wat U geskryf het. Maar die Here sê vir hom, moenie, nie jy nie, hulle. Nee, ek sal hulle wat teen my gesondig het, se name uit die boek vee. Nou, dis belangrik om te verstaan, wat beteken hierdie ding, want hierdie is baie, jy weet, hierdie skrif oortuig 'n persoon dat die Here jou kan uithaal. Nou moet jy verstaan, in konteks van dit wat aangaan en die hele storie van hoe Israel as volk ingebore is in hierdie verbond in, moet jy sien dat hierdie praat nie van die boek van lewe, waar die lam jou naam of die naam van die persoon wat gered is op in daardie boek skryf nie. Nee, hierdie is 'n verwysing na dit is eintlik amper wil ek so sê, dit is 'n register van die volk. Dit is 'n lidmaatskapvorm. Hy's uitgeprint op Excel en daar's elke persoon wat aangesluit het by die bron se naam, telefoonnommer, ma, pa, kinders staan daarso geskryf. Ons weet ook waar jy bly en al daai klas van goedjies. En die Here sê ek gaan hulle van daai register afhaal. Met ander woorde, ek het hulle geoordeel en hulle sal doodgaan. Hulle sal nie meer deel van hierdie verbond wees nie en hy haal hulle uit daarso. So jy moet verstaan, om in die verbond ingebore te wees beteken niks as jy innerlik nie deel van die verbond geraak het nie. En dan sien jy hoe mense in die Ou Testament wegval en afval en dwaas genoeg is om 'n ander God aan te bid, terwyl nie almal dit gedoen het nie. En dit was so mooi geweest en oor 2 weke praat ek bietjie oor wat die Lewiete in hierdie situasie gedoen het, hoe radikaal hulle die mandaat was wat God vir hulle gegee het en hoe hulle eintlik die Lewiete geword het, wat natuurlik musiek gemaak het en priesters was in die tabernakel en deel van daardie hele beweging om as priesters vir die Here te wees. En so, jy kan deel wees van die volk, ingebore wees, maar as die Here jou geoordeel het, beteken dit in jou hart het jy nooit na hom toe gedraai nie. En daarom het 'n Kain weggeval, en daarom het 'n Saul weggeval, en daarom het 3000 weggeval, omdat hulle nooit deel van die onsigbare verbond met God. Hierdie is my God, ek luister na sy instruksies. God is groot, God is goed. Hy is die God wat my gered het uit Egipte uit, en hy is die ene wat my in die belofte gaan. Hulle het nooit daardie ding aanvaar nie. Hulle was daar vir die blessings, hulle was daar vir die manne, hulle was die ouens wat gekla het by Moses sê, ag, is nou klaar, is nou genoeg hierdie. Geef vir ons bietjie KFC. So kwartels uit die hemel uit, en toe dit nou weer te veel is, want die Here het gesê, okay, ek gaan vir jou kwartels gee, dat by jou neus jou orals uitloop. En toe dit nou nie te veel, wat toe maul hulle weer. Hulle is die ouens wat die hele tyd memoreer teenoor die Here. Hulle gesindheid, hulle sien hom ooit, hulle soos die ou met die 5 talente. Hulle sien nooit hom as 'n vader of 'n goeie meester nie. Hulle beskou hom as hard. Hulle beskou hom as onregverdig. Hulle beskou hom as iemand wat doen net soos wat hy wil, soos hy wil. Hulle het nooit seuns geword nie. En dit is die verskil tussen die klomp. So Romeine 9, en ek lees dit in Engels sodat ons dit net mooi kan verstaan. Hy sê, it is not as though God's word had failed. For not all who are descendants from Israel are Israel. Nor because they are descendants are they all Abraham's children. On the contrary, it is through Isaac that your offspring will be reckoned. In other words, it is not the children by physical descent who are God's children. So dit help die arme Jode wat vandag gebore word, dit is nie te sê hulle gaan gered word nie. Daai Jode wat vandag gelewe moet tot bekering kom en deur geloof in Christus Jesus alleenig sal hulle gered word. Nie omdat hulle Jode is nie. Dis hoekom hulle Paulus se briewe en die Nuwe Testament afskryf en sê, ag nee, bog met dit is sommer gemors daarso. I am a descendant of Abraham. Nee, dit beteken niks nie. Is soos toe my dogtertjie met my skoonpa wegkruipertjie gespeel het, toe staan sy daar so in die hoekie, hou haar oogies toe en sy sê, as ek hom nie kan sien nie, kan hy my nie sien nie. Hierdie ou maak so met hierdie gedeelte van Paulus, maak hulle so, is nie waar nie. Ek is Abraham se kind. Jy's niks nie, my chom. Jy moet tot bekering kom. Hy sê, but it is the children of promise. And Abraham believed God and it was reckoned unto him as righteousness. Deur geloof in Christus alleen. Who are regarded as Abraham's offspring.
Dis die ouens van die belofte van die verbond, deur geloof. En deur geloof alleenig word ons gered. En daarom is dit so, dit is hartseer, want ons wat baie keer Israel toe gaan, kom daar so aan en ons ontferm ons oor hierdie volk, want ons besef daar so, hierdie ouens moet geloof in Christus hê om gered te word. Hulle kan nie meer staat maak op hoe baie reëls en regulasies hulle gehoorsaam nie. Daar is nie meer sacrifices wat plaasvind nie. Daar's al hierdie feeste wat hulle onderhou en die Sabbatdae en die heilige dae en al hierdie klas van goeders. Dit beteken niks. Niks vir hulle vandag nie. Want die Seun van God het gesterf op 'n kruis. En daar sal nie van hom en sy werke en sy lyding en sy oorwinning oor die dood en oor sonde, daar sal nie 'n bespotting van daardie kruis en van daardie liefdesdaad gemaak word nie. Almal wat na Christus gebore is, moet geloof hê in Christus om gered te word. Of jy nou Jood is en of jy nou heiden is. Samesies. Okay. So, nou sien ons 'n nuwe ding. Die nuwe verbond is daar is 'n permanente inwoning van die Heilige Gees wat daar nie was in die Ou Testament nie. So God kon op 'n persoon gekom het en hy kon hom bemagtig het om 'n funksie te verrig. So Saul, jy's gesalf om koning te wees. Die Heilige Gees kom op jou, jy voer oorlog teen die vyande en jy brei God se koninkryk uit en jy doen allerlei dinge soos wat die Here jou beveel het. Maar as jy ongehoorsaam was en jou hart het nie na hom toe gedraai nie, dan verlaat hy jou. Maar in die nuwe verbond, en dit is hoekom dit goeie nuus is dat die Heilige Gees kom woon in ons en hy's 'n seël en 'n belofte vir ewige lewe wat nie weggevat kan word nie. En dit is hoe mooi is. So ons moet gaan kyk na hierdie dinge. So kom ons gaan verder aan. So en hier is ook natuurlik die hartseer, net soos wat daar 'n klomp ouens is wat in Israel ingebore word en hulle het hulle self oortuig, hulle is deel van daardie verbond, God is hulle God en hulle sal nie verlaat of verlore gaan nie, is daar mense wat Christus bely met hulle lippe, maar nooit tot 'n plek van of posisie van geregtigheid kom nie, want hulle harte het nie gedraai na God toe nie, hulle het hom net bely met hulle lippe. Daarom nie almal wat bely en sê Here, Here sal gered word nie. En net soos Saul, wat gekon profeteer het, toe daar 'n klomp profete was, is daar mense in die kerk, wat kragdade het, hulle kan profeteer, daar's wonderwerke, daar's allerhande goeders wat gebeur in en om hulle lewens, maar is omdat hulle deel het van die kerk. Hulle het nie bekeer nie. En so daar sit daar heel waarskynlik, ek hoop nie so nie, dis hoekom ons hier is elke Sondag, mense, wat dink hulle is gered, maar hulle is nie gered nie. En dis hoekom ons mense soos julle waarsku, dat in en om ons omgewing en deur die wêreld is daar mense wat voor staan, wat nie gered is nie. 2 Petrus 2, ons gaan nou 'n bietjie kyk na hulle, maar daar is kragte, daar is gawes in en om hulle lewens, maar hulle is nie gered nie. En hulle profeteer, soos Saul geprofeteer het. En dan kom hulle, wat sê daai gedeelte in Matteus waar hy sê, en nie almal wat my naam bely sal gered word nie, maar hulle sal op daardie dag sê wat? Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer nie. Dis 'n krag daar, dis 'n werk, daar's krag daar. Het ons nie duiwels uitgedryf nie. Nie gered nie, maar jy duiwels uitgedryf en jy het geprofeteer. Het ons nie wonderwerke gesien nie, Here? Of jy kan profeteer en hande op die siekes lê en duiwels uitdryf en wonderwerke sien in jou lewe, is nie die bewys dat jy gered is nie. Hoe dit werk, ek weet nie. Ek dink dit is gawes van die Heilige Gees, maar dan kom die Bybel en hy sê, aan elke een van ons is gegee gawes. Gawes wat hy nie gaan onttrek nie. Maar hierdie wys dat daai mense, party van die meeste is nie gered nie. En dit is hoekom jy kyk nie na 'n ou se waalwiele op stage nie. Jy kyk nie na hoeveel duisende duiwels hy uitgedryf. Jy kyk nie daarna nie. Jy kyk nie hoe die ou, jy kyk nie. Jy kyk na die vrug. Verheerlik die gemeente en die gemeenskap Christus of verheerlik hulle welvaart? Die eie ek. Preek hulle die hele tyd oor wat jy kan kry en nie wat jy vir Christus kan neerlê nie. Preek hulle tel jou kruis op en volg hom, of preek hulle God wil vir jou net gee wat jy wil?
Saai net gou 'n saaitjie. Doen net gou hierdie dingetjie. Maak net gou so. Dit is tekens, dit is bewyse. Is 'n gemeente en 'n leraar gefokus op Christus om hom te verheerlik of die mens? Onthou jy die 7 kerke, die laaste ene, wie staan in die kerk? Nie God nie, hy staan en klop by die deur. Wie is binne die kerk? Met ander woorde, wie is die belangrikste in daai gemeente en waaroor gaan hulle bediening? Waaroor gaan die preke? Waaroor gaan die worship? Die mens. Gebruik die skrif om homself te verryk en om mense te manipuleer. Het gaan oor hom. Christus probeer in die kerk kom, hy maak oop en ek sal inkom. Bly buite, ons like dit hierso. Kyk my Rolex. Voel die Here sê, ons moet gou ons kar sleutels bring. Maar net as jou kar meer waardevol is as 700,000, kom nou. Kom vorentoe. Die Here wil vir jou lang slap Mercedes gee, maar jy moet nou eers jou mooi Fortuner vir my gee. OK. Ek sal wees met 'n Toyota Cruiser, met 'n diensplan. OK, sorry. Iemand het gesê ek moet nie grappies maak nie. OK. Nommer 2, lote en valse lampe. Die persoon wys na lote en valse lampe. Nou luister mooi, Johannes 15 vers 1, 2 en 6. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke tak van my wat nie vrug dra nie, neem hy weg. As iemand nie in my bly nie, word hy uitgewerp soos die tak en verdroog. En hulle samel dit in en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Sien Henry, daai is bewyse dat jy kan deel wees van die wynstok, en dan kan jy jouself verwyder en dan gaan jy uitdroog en hulle gaan jou in die vuur inwerp. Daai woord bly in my is in die voortdurende teenwoordige tyd geskryf. Met ander woorde, dit is iets wat ek en jy konstant moet doen. Met ander woorde, so die vraag is nou, beteken dit dat wedergebore kinders van die Here afgekap kan word en in die vuur ingegooi word? So hier is die ding. Uiterlik verbind mense hulle met God, dan dink hulle is gered. Met ander woorde, uitwendig kom hulle op 'n plek en sê, weet jy wat, ek het bebly met my mond, ek het verklaar dat Jesus Christus die seun van God is, ek is 'n kerklid, ek gaan kerk toe, ek gaan selgroep toe, ek aanbid die Here, al daai goeders. Dis uiterlike verbinding, nê? Dit is soos 'n tak wat daar ingedruk is en hy dink hy's deel van die boom. Dis uiterlik. Innerlik beteken om ingeënt te wees beteken jy het deel van die boom geword. Met ander woorde, die sap daar was 'n hegtingsproses wat plaasgevind het en na die sap het met hierdie stok wat ingeënt is, het hy eintlik deel geword van daardie ding en nou gee hy die wortel, die boom produseer lewe binne in hierdie tak in. So die tak hoef nie hard te werk nie, hy hoef nie hard te druk nie, hy hoef niks te doen nie, omdat hy ingeënt is deur geloof in Christus alleen, produseer hy vrugte en hier is die wonderlike ding. Hy endure. Solank as wat daardie boom lewe, gaan die tak lewe. En omdat Christus 'n oneindige bron van lewe is, hoef jy nie te worry oor moet ek endure, vasbyt al daai goeders nie. Jy rus in jou geloof in Christus. Wat beteken dit? Ons is gehoorsaam aan sy instruksies. Ons onderwerp ons aan die gesag van God. Want as jy hom liefhet, doen jy wat hy sê. Jy doen nie jou eie ding nie. Maar endurance hang nie van jou af nie. Dit is 'n produk of die vrug dat iemand tot bekering gekom het. Hy sal endure. Hy hoef nie hard te hy vind ek sulke goeders te doen. Hy sal endure. Okay, so kom ons gaan kyk na die gelykenisse. Byvoorbeeld die saaier het gaan saai, so hierdie persoon skryf daarso en hy's baie ernstig. Onthou, hierdie is nie 'n ligsinnige epos nie. Ek het dit baie ernstig opgeneem, maar dit is baie eerlike, opregte epos. Dis nie iemand wat kwaad is vir ons nie, dis nie iemand kwaad is vir my nie, dis iemand wat 'n vraag het. Is hierdie waar? Is hierdie reg? So ek help jou. Matteus 13 vers 5 en 6. Nou is daar 'n gedeelte wat natuurlik val op sekere plekke, op verskillende tipe grond. Dan sê dit en hierdie saad het geval op grond wat nie baie diep is nie. Maar die saad het vinnig ontkiem, vinnig opgekom. Hulle ontvang die boodskap, die evangelie met vrymoedigheid en blydskap. Maar omdat die wortel nie baie diep is nie, het dit nie die vermoë om volwasse te word en vrug te dra nie. En dan val dit weg. So kom ons kyk wat sê hy. 'n ander deel van
daarvan het op klipbanke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dit het gou opgekom, omdat die grond nie diep was nie, maar toe die son warm word, met ander woorde, toe daar 'n bietjie uitdagings kom in hulle lewens, toe die uitdagings kom, is dit verskroei. Wat is die verwysing, wat is die ander gedeelte wat aansluit met hierdie gedeelte is hy sê, because of the deceitfulness of riches, and the desires of this world. The deceitfulness of riches and the desires of this world. Hierdie was die twee goeders wat vir hierdie mense die belangrikste was. Welvaart, om wel af te wees, en die begeerte na wêreldse dinge. Wêreldse dinge was die hoofprioriteit gewees. So hulle die boodskap ontvang met 'n blymoedige hart, baie vinnig, opgewonde. Ek het nou my lewe vir die Here gegee. Hulle aanbid, raak deel van die gemeenskap van gelowiges, maar die hart het nooit verander nie. Ek hou van wat John Piper sê. John Piper sê, as jou begeertes dieselfde gebly het nadat jy wedergebore is jy nie gered nie. Bottom line is, die evangelie verander jou begeertes, jou behoeftes, jou uitkyk, jou visie, jou alles. Party mense skuil gierigheid weg agter 'n visie. Dit is ons visie vir ons maatskappy. Dis die visie van hierdie ding. Meanwhile, gierigheid is die dryfkrag. En mense moet daardie ding so mooi balanseer, want God wil hê jy moet suksesvol wees. Jy moet suksesvol wees, want God wil jou meer verantwoordelikheid en inspraak in mense se lewens gee, die voorreg vir ander mense gee om deel van jou maatskappy te word. Ons is nie stupid nie. God wil nie hê ons as gelowiges moet brandarm wees en sukkel en elendig wees en nie goeie besighede het nie. Ons moet excellent wees, ons moet voorlopers wees in sekere dinge. Maar moenie 'n visie gebruik om jou gierigheid weg te steek nie. Hy met sy 4 oë sien deur alles. Ons motiewe moet opreg wees. Ons hardloop binne ons baan as gelowiges. Maar hy sê daarso, the deceitfulness and the desires of this world, verskroei. Nou is daai goeders word bietjie weggevat of teruggehou. Nou, hulle sukkel, hulle suffer. Hulle is besig om te verdroog. Maar nie net dit nie. Die groot rede is omdat hulle nie wortel geskiet het nie. Wortel is verskriklik belangrik. Sien, daar kan 'n vorm van godsdiens wees, maar as jy nie ingeënt is nie en jy het nie die wortels nie, gaan jy verdroog. Dis net 'n kwessie van tyd. Dis hoekom moenie kwaad wees as jy vir my 'n klomp emosie wys, jy het nou net bekeer, jy wil die wêreld oorvat nie. Die rede hoekom ek jou nie aanstel nie is nommer 1, is omdat Paulus vir Timoteus sê, moenie mense wat nou net tot bekering gekom vrylaat in bediening nie. Dit is stupid. Die tweede rede vir dit is want ek wil kyk of jy gaan verdroog oor 'n rukkie of nie. Ek wil sien of jy hier is om te dien en of jy hier is vir verkeerde redes. So, dit is ons het 'n verantwoordelikheid. Ons leer ons nou uit mense se foute uit. So, emosionele opsweep beteken nie jy het bekeer nie. Ek het ook al my CD's verbrand toe ek tot bekering gekom. Raai wat? Ek het almal weer teruggekoop. So wat jy sê jy het opgegee om nou tot bekering te kom, beteken vir my niks nie. Ek het dit ook gedoen. Maar ek wil sien of jy kan endure. So die 10 maagde is bitter nice. 10 maagde, ons almal weet hulle blyk presies dieselfde. Almal het dieselfde kannetjies. Al verskil is 5 van hulle het ekstra olie gehad. Ekstra olie, met ander woorde, hier is 10 maagde, hulle wag vir die bruidegom om te kom. Hulle lyk presies dieselfde. Hulle dade, hulle werke, al daai goeders is presies dieselfde. Al verskil is die wyses, die wyse maagde is dies met ekstra kannetjie olie. Nou raak hulle almal aan die slaap. Skielik skree iemand, "Waai, die bruidegom is op pad." Nou skrik hulle wakker, nou kom hulle agter, "Hey, my lamp, my olie is klaar. Leen my bietjie van jou olie. Sorry, hierdie olie kan ek nie vir jou uitleen nie. Ek sal stupid wees. Maar gaan koop gou vir jou. Gaan koop gou hardloopwinkel toe, koop gou vir jou olie." Toe hulle terugkom, toe is daai 5 maagde wat slim was, wat ekstra olie gehad het, weggegaan. Alles gone. So, Matteus 25 vers 11, jy kan die hele gedeelte gaan lees vers 1 tot 13, hy sê daarso, later het die ander meisies gekom en gesê, meneer, maak vir ons die deur oop, want hulle het nou ekstra olietjies gekry, nou kom klop hulle aan die deur, en dan maak die bruidegom die deur oop, en hy sê die volgende, ek sê vir julle, en dit is verseker, ek ken julle nie. Nou, hoekom hierdie so belangrik en uniek is want, daar was 'n vorm van godsdiens wat sigbaar was by al hierdies, maar die ouens met die ekstra olie is die ouens wat geseël is met die Heilige Gees. Jy kan daar die olie nie koop nie. Jy het hom of jy het hom nie.
So dit gaan nie oor ek moet beter werke, meer werke doen, meer gaga geestelik optree, meer dieper gebede bid en allerhande goeders nie. Nee, as jy nie jou hart vir God gegee het nie, as jy nie hom erken het as jou saligmaker en verlosser nie, as jy hom nie raak sien as God en God alleen nie, kan jy nie die Heilige Gees ontvang nie. En so kom Jesus op 'n plek en die persoon vra, maar wys hierdie nie vir jou dat jy jou saligheid kan verloor nie? Nee, hierdie wys vir my, hulle was nooit gered gewees nie. Want Jesus sê nie daar so, okay, hy Sandra, Maggie, Debbie, Margie en Natalie. Ek het julle mos op 'n stadium geken. Maar toe draai julle mos weg. Nou kan ek julle nie help nie, sorry. Hy ken hulle nie. Die Bybel sê ek het jou nooit geken nie. Ek ken jou nie. Nee, ek onthou julle. Ek onthou jou gesig, ja. Hoekom het jy weggedwaal? Anders was jy hier. Hier is dit lekker. Hy doen nie dit nie. Hy sê, ek ken julle nie. Met ander woorde, hy het jou nooit geken nie. Jy het nooit bekeer nie. Jy het nooit hom aanvaar as jou saligmaker en verlosser nie. Die derde ding is, kyk na Paulus. Tot Paulus is bang hy verloor sy verlossing. Nou Paulus sê hierdie ding, 1 Korintiërs 9 vers 27, hy sê, hy kastei sy liggaam sodat hy nie self gediskwalifiseer word nie. Nou luister hier, so die vraag is luister, as Paulus bang is hy verloor sy verlossing, moet ons nie worry nie. As dit oor verlossing gegaan het, absoluut. Dan kom ons gaan huis toe, ons is in ons jobs in. Maar dit is nie wat hy sê nie. So Paulus is baie intentioneel, hy leef in die vrees van die Here. Hy is verskriklik ingestel op dit wat hy doen. Onthou, hy is geroep om die mandaat te vervul, om die evangelie na die heidene en die verre uiterstes toe te vat en om Christus aan almal te verkondig. Jode, nie Jode, almal, die hele lot van hulle. En hy is bang dat hy is so intentioneel, want hy is bang dat hy miskien 'n leefstyl leef wat teenstrydig is met die evangelie. En hy word gediskwalifiseer, met ander woorde, God skuif hom uit die pad uit en sê, okay, jy het nou genoeg droog gemaak, Paulus, lank genoeg was ek genadig teenoor jou gewees, maar jy doen jou eie ding, jy's besig om met jou lewe, is jy besig om teenstrydig te wees met die evangelie, so ek gaan jou vervang en ek gaan hierdie mandaat na die heidene toe, ek gaan dit vir Markus gee. Jy is gediskwalifiseer, jy's gered, maar die beloninge, die beloning en die voorreg om die apostel onder die heidene te wees, is nie meer joune nie. So Paulus, jy kan hoor in sy briewe ook, selfs hier Johannes, wat sê, hy endure, hou vas, byt vas tot die einde toe. Dit gaan oor 'n belofte, 'n beloning, 'n reward wat God wil vir Christene en gelowiges wil gee, wat getrou was in die moeilike omstandighede, wat terwyl almal gedraai het en hom eintlik verkoop het en eintlik gecompromise het, daai ouens wat endure het tot die bitter einde toe, God sê, vir jou gaan ek 'n beloning gee. Byt vas, hou net aan met hierdie ding. Ek weet dit is moeilik, ek weet jy kry swaar, ek weet dit is nie populêr nie, ek weet jy voel aaklig, ek weet hierdie dinge, maar jy doen daardie dinge vir my. En omdat ek dit sien in jou lewe, dat jy my meer as jouself liefhet. Onthou, dit is waar die selfhaat inkom, waar die Here sê, jy moet jou lewe haat. Dit is hierdie dinge waarvan hy praat. Jy ag my hoër, jy ag my belangriker as jou eie begeertes, as jou eie behoeftes, en jy weier om te compromise, en vir daardie rede gaan ek vir jou 'n beloning gee. Ek gaan jou aanstel, ek gaan vir jou 'n plek in die hemel gee, en daarso gaan jy hier saam met my vanaf die troon, en jy gaan 'n mandaat gegee word, en mense gaan onder jou werk, en jy gaan mense instruksie gee. Man, ek gaan vir jou sê, jy gaan tot demone en engele gaan jy judge en oordeel. Dis waaroor dit gaan. Hierdie ou is ingestel op sy reward. Die Here het vir my 'n belofte gemaak. Hy het gesê, as ek hierdie dinge doen, gaan hy vir my hierdie ding gee. Daai ou is ernstig oor dit wat die Here vir hom gesê het. Nie soos ek en jy wat soos halfhartig so, hy sê daai nie. Hy is soos ernstig oor sy beloning. Want as die Here vir jou iets beloof het, dan moet jy weet, dit is amazing. Maar as jy bereid om daardie pad te stap. En so hy is nie bang hy verloor sy verlossing nie. Hy is bang hy verloor sy beloning.
En dit gaan daaroor. Die woord diskwalifiseer beteken 'n dokimos, wat beteken as vals bewys. Jy word as vals bewys. En hy wil nie vals bewys word nie, want hy's eg. Hy's 'n ernstige mandaat om vir mense te gee. Maar dit gaan oor die reward systeem, nie oor enigiets anders nie. Hy wil nie God teleurstel met sy leefstyl nie. Hy's te lief vir die Here om dit te doen. Romeine 11, 7 minutes, gat ons. Romeine 11 gaan daarso waar Paulus die heidene, ons nou, die kerk en ook maar die heidense wêreld waarsku. Hy sê, julle het nou 'n geleentheid om tot bekering te kom. Maar hierdie is nie 'n instruksie wat gaan hierdie is 'n instruksie wat gaan oor die feit dat Christus of God vir Israel een kant toe gestoot het, sodat ons tot bekering kan kom, omdat hulle hom geminag het en ongelowiges teen hom. Onthou, hulle ongeloof het hom gedruk, tot hy gesê het, genoeg is genoeg. Ek het na my eie toe gekom, my eie het my verwerp. Nou sal ek na 'n volk en 'n nasie toe gaan en ek sal hulle God wees en hulle sal my God noem en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Dis ons. Want as jy genoeg vir God resist, raai wat? Water travels where there's the least resistance. En nou hamer hy die heidene, elke liewe ou wat nie deel is van, wat ingebore is in Israel nie, maar hulle ook. Die Heilige Gees is uitgestort, so almal wat lewe, of jy nou Israeliet of nie Israeliet is nie, word gekonfronteer deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde, geregtigheid en die oordeel wat kom. Almal van ons het nou 'n geleentheid om tot bekering te kom. As jy hom verwerp, sê Paulus in Romeine 11, kyk net, wat het hy vir die Jode gedoen? Hy gaan dit met julle ook doen dan. Verwerp hom lank genoeg en hy sal verby jou beweeg. En dan sê hy vir die kerk, julle wat tot bekering gekom het, moet nie dink dat julle beter is as Israel nie. So dit is nie 'n belofte of 'n waarskuwing van ek gaan julle verwag, resist hom lank genoeg en bly 'n sondaar, terwyl hy die geleentheid gehad het om hom aan te neem as jou saligmaker en verlosser. Daar gaan 'n dag kom, dan is dit verby. Dis wat hy daarso sê. So hy praat nie van wedergebore mense wat afgesny en een kant toe gelaat gaan word nie. Hy praat van 'n sondaar wat die geleentheid het om tot bekering te kom, wat dit ervaar en beleef, maar hy gehoorsaam nie. Hy wil nie submit nie. 2 Petrus 2 is amazing, gaan lees dit, maar dit gaan nie oor 'n wedergebore kind van die Here nie. Die hele hoofstuk gaan oor 'n valse bekering. 'n Leraar wat nie bekeer het nie, maar hy preek en verkondig Christus en soos ek gesê het, heel waarskynlik profeteer, lê hande op siekes, dryf demone uit, wonderwerke, al hierdie goedjies. En die mense skare, hulle hardloop, hulle is daar in hulle duisende en honderde. Die ou het nooit bekeer nie. Hy begin in vers 1 van 2 Petrus 2, begin hy sommer vers 1 en noem Petrus hom 'n valse leraar. Hy sê, hey, maak julle oë oop, net soos wat daar valse profete was in die Ou Testament, is daar vandag in kerke valse leraars. Hulle is daar vir hulle eie gewin. Ek wonder hoe gaan ons dit sien? Wat gaan die profeseë oor geld? I hope you catch my drift. I hope you're picking up what I'm putting down. Dis hoe ons hulle sien. Dit is so ooglopend. Daar's niks fout met seëninge en blessing en daar's niks hier. Maar Jesus, as dit alles waaroor dit gaan. Maak jou oë oop. Hy praat van valse leraars vers 1. Vers 3 gaan oor hulle is hebberig. Vers 14. Kinders van die vloek. Hierdie ou mins nie sy woordjies nie. Hy is nie soos ons teruggetrokke en bang vir mense nie. Vers 17, bronne sonder water. Hier is 'n baie belangrike in 2 Petrus 2 vers 20 maak hy verwysing en hy sê, luister, if they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ. Jy sê, hierdie klink so legit of dit verwys na bekering. Hy sê, if they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord and Savior Jesus Christ and are again entangled in it and overcome, dan gaan hy aan. Dan klink dit asof daar 'n wedergebore kind van die Here was, wat weer betrokke geraak het in sonde, wat op 'n stadium vry was, maar omdat hy nie gedissiplineerd was, hy weer vasgevang is, nou het hy teruggeval. Dis nie wat hy sê nie.
Hier is wat hy bedoel, Romeine 1 vers 21 sê dit ook so mooi, hy sê, for even though they knew God, hierdie leraars verkondig Christus, hulle lees die Bybel, maar hulle is full of deceit, hulle is korrup in hulle binneste, hulle harte het nie gedraai na die Here toe nie. Hulle harte gaan oor hulle selfsugtige motiewe. So, hy sê, for even though they knew God, they did not glorify Him as God. Selfde met hierdie valse leraar. Knowing God, they did not glorify Him as God, or give thanks, but they became futile in their thoughts, and their foolish hearts was darkened. Hulle is duister, hulle is donker in hulle harte, maar hulle is articulate, hulle is bemagtig met woorde, hulle kan woorde vorm en aanbied en oorlewer en dit slaan jou en dit tref jou. Paulus gaan so ver om te sê, hey, daar's ouens wat vir selfsugtige, for selfish gain, they preach the word. Dan sê hy, but they preach the word. Met ander woorde, daar gaan 'n vorm van sukses wees, daar gaan mense wees wat in daardie ou se valse motiewe gaan iemand wees wat aangeraak is en nog steeds wat wedergebore kan word. Maar op die ou einde van die dag, 'n hond bly 'n hond, want 'n hond gaan terug na sy braak toe en 'n vark wat geskoon gewas is, gaan terug na die modder toe. Dit is net die transformerende krag van die Heilige Gees wat 'n hond verander om 'n vark te wees. 'n hond verander om 'n skaap te wees en 'n vark te verander om 'n skaap te wees. As die Here praat van sy volk, sy kinders, maar hy maak 'n verwysing na ons as diere, na wat verwys hy? Skape. Wanneer die Here praat van die ouens wat wedergebore is, praat hy van ons as skape. Petrus verwys na hierdie ouens in die hele hoofstuk. En hy sê, hulle kan 'n mate van goddelikheid hê, hulle kan selfs gestop het om te drink en al daai goeders te doen wat hulle kwyt gegaan het toe hulle jonger was, hulle kan met al daai goeders stop, hulle kan 'n vorm van godsdiens hê. Maar 'n hond bly 'n hond, as hy nie bekeer het nie. 'n Vark bly 'n vark. Die Here sê, ek ken my skape hoor my stem. Nou hier is die wonderlike ding. Jakobus 5. Ok, kom ek skiet maar daai ene. Kom maar kyk of ek terug kan kom na hom toe, maar luister gou mooi. Wat is die verskil tussen ons en iemand wat teruggaan na sy dinge toe? So die verskil tussen 'n skaap en 'n hond, of 'n skaap en 'n vark is byvoorbeeld hierdie ding. Is die hart wat gedraai het na God toe, dat God ons verklaar as geregtig, né? So hy sien ons geloof en hy sien ons het regtig omgedraai in ons harte. En ons is gelowiges, ons is nou deel van die bruid van Christus. Nou die verskil tussen ons en iemand anders is wat miskien en moontlik hierso sit vandag of aanlyn kyk, is wat is die verskil tussen Dawid en Saul? Saul het goeders gedoen vir sy eie gewin. Hy was ingestel op sy eie selfsugtige en selfgesentreerde behoeftes. Hy het die koninkryk en die Israeliete gebruik om sy koninkryk op te rig. Inteendeel, hy het so ver gegaan as om 'n beeld van sy image te maak. En dis toe mos Samuel hom konfronteer. Sê, wat die vet maak jy, bro? Hy was besig om vir hom 'n lekker statue daar te maak. En Dawid, Dawid pleeg moord en is 'n egbreker en al hierdie goeters, want hy het 'n begeerte en 'n behoefte gehad en hy doen hierdie ding en hy trap oor die lyn, maak iemand dood, slaap met iemand se vrou, al hierdie klas van goeters. Jessie, dit is dan so dieselfde, Here. Wat gebeur, wat is die verskil tussen die twee? Wel, die een het op sy swaard geval en die ander een skryf Psalm 51. Wat is die verskil tussen Petrus en Judas? Albei het dieselfde ding gedoen. Judas sien al die wonderwerke, beleef al die dinge, neem deel in al die krag, ervarings, hy sien die wonderwerke, hy bid, goed gebeur, hy bid, demone word uitgeneem, hy sien die brood word meer, hy sien die melaatse, hy sien al die goeders, maar sy hart, hy glo nie. He denies Christ in his heart because he doesn't believe. Petrus het ook vir Christus gedeny.
Petrus gaan 3 keer op verskeie geleenthede, kom hy op 'n plek waar hulle sê, hey, maar as jy nie 'n disipel van Jesus nie, ek ken nie as hy, ek beloof vir jou. En toe hulle hom nie glo nie, toe begin daai ou vloek soos 'n matroos. So ek wil net vir jou hier sê, as jy miskien 'n los tongetjie het, it doesn't honor God. Dit eer hom nie, maak nie saak hoe moeilik die omstandighede was nie. Beheer jou tong. Jy klink soos die wêreld. Petrus het dit gedoen om te wys he denies Christ. He denies Christ. En hy doen dit 3 keer. Hulle albei het Christus deny. Wat is die verskil tussen die twee? Wel, die een gaan hang homself en die ander een word gaan haal. Wat sê Lukas 15 oor skape? Hy sê, ek los die 99. Die 99 wat? Skape. En hy gaan haal die wat? Gaan haal hy die hond of die vark? Of gaan haal hy die skaap? Hy gaan haal die skaap, hierdie belofte, hierdie is 'n belofte net vir wedergebore kinders van die Here. Want het jy geweet, wedergebore kinders van die Here kan deur trauma en teleurstelling gaan, dat ons is blootgestel aan die sonde van hierdie wêreld, dat ons kinders is veilig, solank hulle by ons is, maar as hulle op 'n ander plek is, kan die vreeslikste goeders met hulle gebeur, en ons verstaan nie altyd, hoekom het hierdie siekte my kind doodgemaak, of het hierdie siekte het die ouer doodgemaak, of hoekom het hierdie ou die stopstraat geskiep, of hoekom het ek net my oë afgehaal om my paai te eet, en toe rol ek die kar, en daar's almal dood, en ek is die enigste een wat lewe nie. Ons word blootgestel aan hierdie goeters nog steeds vandag. Ons het nie 'n waarborg dat dit altyd met ons gaan mooi gaan en goed gaan nie. Die wêreld gebeur met elke liewe een van ons. En as gevolg van daai goeters, teleurstelling. Here, ek het nie geweet jy sal dit toelaat nie. Ek het gedink jy's anders as dit. Ek is kwaad vir Here. Ek weet nie hoekom nie. Het jy Psalm 39 gaan lees waar daai op 'n plek kom en sê, weet jy wat? Duisternis is my vriend. Draai tog net die gesig weg en kyk in 'n ander rigting, want man, as jy vir my kyk, dan suffer ek. Het jy dit gelees in die Bybel? Het jy gesien wat met 'n gelowige soos Job gebeur? Wat waarborg het ek en jy dat dit nie met ons kan gebeur nie? Oh Simon, Simon, Satan has asked permission to sift you like wheat. Hy toets jou geloof. But when you return, why? Because I prayed for you. Alrede hoekom hy teruggekeer het is, want hy was die ou wat erken het, hy is die Messias, hy is die seun van God. Boom! Jy spiele. Oh, it is my Father in heaven. Hier op niks, vlees en bloed het hierdie nie aan jou openbaar nie. Maar hierdie is gees, jy is gered. Net om later te deny, ek ken hom nie. Kan 'n ou sy eie verlossing verloor deur Christus te deny nadat hy geglo het? Nee, is onmoontlik. Jy kan nie. Maak nie saak hoe hard jy probeer nie. Kan nie met Petrus gebeur die God gaan haal hom. Jy's geseël met ewige lewe. Die belofte van ewige lewe is gegee nou, terwyl hy weet in die toekoms gaan jy goeders kwytraak en sê, en jy gaan teleurstelling ervaar en beleef, en jy gaan op so diep, desperate, donker plek kom. But guess what? I prayed for you. But jy het my erken as God, in elk geval, so die siel van ewige lewe is klaar met jou. Hy kan nie afgerap word nie, hy kan nie verloor word nie, hy kan nie geminag word nie, hy kan nie sy due by date sel ding verloor nie, hy kan nie. Jy is ewig gered. Altyd vir ewig. Ja, maar ek het nou hierdie ding gesê toe ek kwaad is en al die goeders. God weet hoe praat desperate mense. Maar die Bybel sê, in daardie tyd wanneer jy afdwaal, los hy 99 van ons skapies om jou skapie, jy wat 'n skapie is wat vasgesit het nou daarso tussen die varkies, hy gaan jou terugbring. Jy kan hom nie deny nie. Sy greep op jou is groter as jou greep op hom. En dis waaroor dit gaan, en ek sluit af met hierdie ding, want ons is 6 minute oor ons tyd, en ek vra om verskoning. Dankie. Johannes 10 vers 27 en 28, luister mooi. My skape luister na my stem. Dit is so. Ons luister, die meerderheid van die tyd luister ons regtig vir die Here. Maar daar is goeders wat ons moet ook van losbreek. Sonde verhoed ons om heeltemal in oorgawe te luister en gehoorsaam te wees. Maar ons is nietemin, ons is skape. Hulle luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Maar daai enetjie, it happens.
Maar die waarborg is, hy gaan jou haal. Ek gee hulle die ewige lewe. Ek gee hulle die ewige lewe. Jy kan dit nie verdien nie. Jy kan nie so getrou wees tot op die bitter einde dat jy dit verdien het en dit gewen het nie. Dis nie 'n prys nie, dis 'n geskenk. Ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal in alle ewigheid. Alle ewigheid, dit 16 Oktober 2004 begin. Vir my. En hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Ja, maar ek het nou 'n bietjie afgedwaal. Nooit verlore nie. Maar ek is daar so te jy's nie verlore nie. Ek weet presies waar jy is. Nooit verlore gaan nie. Niemand is iemand en iemand is iemand anders is niemand iemand nie. Niemand, nie eers jy nie. Wanneer jy die seël ontvang het van ewige lewe, die belofte van ewige lewe, nie eers jy nie. Op jou swakste dag as gelowige. En luister, almal van ons het 'n swak dag as 'n gelowige. Almal. Op jou swakste dag as 'n gelowige, he will not deny you. Because, want die skrif is daar, even when we are unfaithful, he is. Niemand sal jou uit my hand kan ruk, jy kan ek uitklim, no ways. En dan raai wat, as jy aangaan met hierdie gedeelte, dan sê hy daarso, niemand kan jou uit my hand uitneem nie, en dan later dan sê hy, en niemand kan jou uit my Vader se hand uitneem nie. Double portion beskerming, papi. Hy is vir jou. En sy permanente greep op jou is groter as jou greep op hom. Maar dit is net die belofte van dies wat werklik bekeer het. Nou luister hierso, en ek moet hierdie ding sê, dan kan ons gaan. Jy moenie volhard om gered te word nie. Ons volhard omdat ons reeds gered is. Dit is die vrug wat sigbaar sal wees onder ouens wat werklik, wat regtig, egtig wedergebore is. Hulle volhard nie deur effort nie, hulle volhard omdat hulle gered is, nie om gered te word nie. Radikale verskil. Maar dit is die sigbare bewys wat ek en jy sal sien in mense se lewe. Of het hulle 'n emosionele ervaring, 'n hype gehad, of is hulle werklik wedergebore. Een gaan verdroog deur die loop van tyd, terwyl die ander een deur dieselfde uitdagings gaan, maar hy volhard en hy dra vrug. Like a tree planted by the water. Al kom dit en dit is droog, hy worry nie. Hy dra vrug op die regte tyd, op die regte seisoen. Maar hy's altyd immer groen. Altyd. Geen droë dagkies nie, niks sulke dingetjies nie. Daar's baie goedjies wat ek ongelukkig moes uitlos, maar ek sal vir jou die e-pos stuur, die ou wat vir my gestuur het. Dan kan jy gaan kyk daar gewoon. So om die stelling te maak, one save, always save, dis 'n baie gevaarlike stelling wat ons nie in hierdie gemeente sal sê nie. Die wedergebore kind van die Here sal vir altyd gered wees. One save, always save, ons het bely met ons lippe, maar ons harte is ver van hom. Hoe weet jy is gered? Dra jy vrug? Endure jy deur omstandighede? Pla jou sonde jou as jy aangaan met hulle? Jy's gered. Worstel jy met sonde? Jy's gered. Hoekom? Want 'n persoon wat saam met God stap is baie bewus van sy sonde, maar hy is nie sonder hoop of condemned nie. Hy is convicted, maar hy het hoop. Dis die verskil. Die ander persoon worry nie eens meer nie. Hy gaan aan, ja, ons bly al 17 jaar saam. Ja, weet jy, ons is soos getroud is, maar ons het nog nie. As jy lewe daar en daar's nie eens meer conviction nie, broer, dan worry ek nie of jy jou saligheid verloor het nie, dan wonder ek, was jy ooit gered? Is die verskil. Want 'n wedergebore kind van die Here is quick to forgive, vinnig om reg te maak, hoor God se stem en submit daaronder. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons is dankbaar vir 'n geleentheid soos die en dankie vir iemand wat 'n uitstekende vraag vra het. Here, ek bid dat daardie mense wat aan 'n valse sekuriteit vashou, wat nie besef dat hulle nie gered is nie. Ek bid dat U hulle sal convict van sonde. Dat U werk in hulle harder sigbaar sal wees, dat hulle so min vrede sal hê, dat hulle sal besef, dis die genade van God wat my aanspreek. Ek het nooit bekeer nie. En as daar iemand hier sit wat geweldig baie uitdagings het en struikel en bang is en moeg is en wonder, hoekom is ek so sondebewus? Hoekom, wat gaan aan? Is ek ooit gered? Here, dankie dat U hulle vandag
absolute vrede gee. Dat hulle in 'n onbreekbare dubbelband en greep is, waar niemand hulle kan vat nie. Maar hulle sal vir ewig gered wees, want dit is u werk in hulle wat sigbaar word. Dankie dat ons veilig is, dankie dat niks ons kan ontbreek nie, want u hou aan ons vas. En dankie Here, ons greep raak moeg partykeer, moeg vasgehou en ons sukkel partykeer. Maar ons is nie gered as gevolg van ons greep op u nie, maar u greep op ons. En daarom sê ons dankie Jesus, u is daar die greep op ons lewens. Ons eer Jesus, ons het u lief, vergewe ons dat ons nog ongelowig is partykeer, vergewe ons dat ons ongehoorsaam is, maar dankie dat u ons beïnvloed tot 'n plek van vrugbaarheid. Dankie dat u werk wat u in ons begin het, sal u volmaak bring. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. As jy behoefte het om met iemand te gesels na die tyd, bly asseblief agter, ons wil jou bedien. Maar mag die Here jou ryklik seën. God bless, bye bye.